om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as hom alles wil begewe, vlug tot God sy toe verlaat, en ook in die swartste nag, op die Heer alleen bly wag. Die wet van die Here, broers en susters, leer ons wat sonde is. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In ootmoed bely ons dat ons onder die regverdige oordeel van God staan, want ook ons het afgewyk en ontaard en doen nie wat goed is nie. Ons bely dit met die sing van Gesang 79, die eerste vers. My God, hoe kragtloos, hoe ontaard, maak my die mag van sonde. Hoe is ek nie verblind, verhard, en in my wil gebonde. Hoe het my skuld my nie vervreem, gemeenskap hier met u ontneem, u beeld in my verduister. Aan elkeen wat met ware berou sy sonde bely en in opregte geloof sy toevlug neem na Jesus Christus, as enigste saligmaker en verlosser, verseker die Here in sy woord, u vergewe die ongeregtigheid van my sonde. Saam met die kerk oor al die eeue bely ons nou ons algemene Christelike geloof.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons wy opnuut ons lewe biddend aan die Here toe, met die sing van Gesang 84, die 11de vers. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie. Amen, bly my hart getuig. Ons lees vanoggend 2 gedeeltes uit die woord van die Here. Uit die Ou Testament lees ons Psalm 14 van vers 1 af. En uit die Nuwe Testament die evangelie soos Lukas dit beskryf het, hoofstuk 12 van vers 15 af tot by vers 21. Psalm 14 en Lukas hoofstuk 12. En terwyl ons nou die Bybel oopgemaak het, kom broers en susters, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Aan U, o Here, bring ons lof en dank in ons gebed. U is vir ons goed ver bo wat ons bid of dink. U het ons nie in ons verlore doodsbestaan gelos nie, maar na U barmhartigheid red U ons deur die verlossing in Jesus Christus. Aan ons wat dood was deur ons sondes en die donker beeld van die sonde dra, gee U opnuut deur U Gees die geloof, waaruit ons kan leef en U beeld mag vertoon. Hoe groot is U ontfermende liefde oor ons tog nie. Ons kan dit nooit begryp en nooit na waarde besing nie. In die groot liefde het U ons ook nou weer in U gemeenskap en in gemeenskap met mekaar as U kinders ingetrek. Al is ons gering in getal, al is ons klein en onbelangrike mense, dank ons U, dat U self hier is, dat U met ons praat, en bid ons, laat U stem in ons ore klink, o Heilige Gees, en ons deur die stamelende woorde van 'n nietige mens voed en verkoop met ware wysheid. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons lees Psalm 14, vir die musiekleier Psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle dade.
Daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. Hulle het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, die wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep die Here nie aan nie. Daar het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. Die raad van die ellendige, julle kan dit tot skande maak, maar waarlik die Here is sy toevlug. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. Tot sover Psalm 14. Dan lees ons uit Lukas hoofstuk 12 van vers 15 af. En Jesus sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wiesen sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Tot sover die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor, en wat dit ook gehoorsaam. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle dade. Die bekende Christen apologeet, professor John Lennox, die sê dat die belangrikste vraag, die moeilikste vraag, waarmee 'n gelowige worstel, is die vraag na onreg en lyding en swaar kry in hierdie wêreld. Wat beteken dit as 'n mens in hierdie wêreld swaar kry? En as daar lyding is, en as daar onreg is? Beteken dit dat die bose en die kwaad die oorhand het, dat dit die laaste sê het, dat daar geen hoop en geen uitkoms is nie? 'n bekende filosoof uit die 19de eeu het gesê, die meeste mense, die voer 'n lewe van stille wanhoop. Dis mense wat in hierdie wêreld saam met Moses moet sê, die uitnemendste deel is moeite en verdriet. En wanneer ons sterwe, wat bly dan oor? En dis werklik 'n moeilike vraag, broers en susters, waarmee ons moet worstel en waarop ons vir onsself moet sekerheid kry. Want dit vra eintlik, wat beteken jou lewe? Wat beteken dit dat jy gebore is, en dat jy in hierdie wêreld bestaan het, en geleef het, en dat jy in hierdie wêreld jou plek
volgestaan het? Het dit enige betekenis? As 'n mens luister na die wêreld om ons, die ongelowige wêreld, dan sê die ongelowige wêreld, dit het net 'n bietjie betekenis vir jouself. Jy moet maar mooi gaan dink, hoe lewe mense? Wat is dit wat mense van hierdie lewe vra? Uiteindelik is dit maar die dinge wat die ryk man gevra het. 'n groot oes, groot skure, waar ons goed kan by mekaar maak, waar ons kan sê, ek het nou genoeg, dat ek sekuriteit kan hê, ek kan eet en ek kan drink, en ek het genoeg weggesit vir baie jare, ek hoef geen bekommernis meer te hê nie. Gaan dink maar, wat gee mense alles prys? En wat offer hulle alles op? Sodat hulle gesond kan lewe, aan tyd, aan geld, aan moeite. As 'n mens rondom die kerkgeboue in Witbank gaan tel, hoeveel motorkarre staan daar by die erediens, dan sal 'n mens verbaas wees hoe min dit eintlik is. Maar as jy net hier oor die bult ry, dan staan dit 'n plaat by die gimnasium. Want ons liggaamlike gesondheid, die is vir ons van baie groot waarde, terwyl ons min dink aan die geestesgesondheid. Nou kom Psalm 14 en hy sê, daar is 'n antwoord op die ellende en swaarkry en moeite in hierdie wêreld. En die antwoord is dat mense lewe as dwaase. Dis omdat 'n mens dwaas lewe, dat jy ontevrede is met wat jy het, dat jy wanhoopig is oor die toekoms, dat jy geen insig het oor die betekenis van jou bestaan nie, en wat jy voel, ek is nutteloos, en as ek dood is, was dit tog alles net te vergeefs. Omdat 'n mens dwaas is. Dwaasheid beteken nie dat jy nie verstand het nie. Dwaasheid beteken nie dat jy nie baie sukses kan behaal in die wêreld nie. Dwaasheid beteken nie dat jy alles kan vermag wat jy graag wil en jou drome kan najag en op jou manier jou lewe kan volmaak nie. Die ryk man was dwaas, maar hy was nie dom nie. Hy het goed geboer. En hy het sy finansies goed hanteer. En hy het uitgestyg. Hy het ryk geword. Hy kon genoeg wegsit vir sy ou dag. Maar hy was dwaas. En dwaase mense lewe en hulle sien net so ver as wat hulle neus lank is. Dwaase mense lewe asof hulle die hele lewe in hulle hande hou. 'n dwaase mens lewe asof hy self met sy doen en sy late, met sy besig wees in die wêreld, met sy prestasies, met dit wat hy kan bereik, sy lewe moet volmaak en aan sy lewe betekenis moet gee, sy lewe iets moet maak wat die moeite werd was. En as mense so lewe met die gedagte, ons self moet ons lewe volmaak, dan doen mense baie maklik die verkeerde dinge. Sleg, afskuwelik maak hulle dade. Nie noodwendig dade wat beteken dat dit moord
of roof of diefstal of bedrog of onkuisheid beteken nie. Dit ook. Mense wat net vir hulle self lewe, gee nie om so te leef nie. Kan maar in Romeine 3 gaan lees. Dan vertel Paulus presies hoe mense sonder God, goddeloos lewe en wat hulle doen, dit is vir hulle goed. En ons leef natuurlik in so 'n wêreld, broers en susters. Ons leef in 'n wêreld waar mense sê wat my pas, dit is goed, dis reg, ek doen dit. En wie kan vir my sê ek doen verkeerd? Want dis my lewe en ek is baas daaroor en ek leef hom soos ek dit wil. En daarom is die dade afskuwelik. Want dis dade wat net vir jouself en vir jou klein lewetjie iets beteken. Dit het geen betekenis. Dit het geen invloed op die wêreld om jou, behalwe dat dit die wêreld om jou nog steeds verder laat versink in die dood. 'n Dwaas, broers en susters, is iemand wat lewe vir sy eie drome, sy eie ideale, vir homself en vir dit wat hy dink sy lewe kan volmaak. En dit maak sy lewe leeg. 'n Dwaas leef 'n leë lewe. Al het hy alles, al besit hy die hele wêreld, het hy uiteindelik niks. En dis die werklikheid van die wêreld waarin ons lewe. En dis die probleem waarna John Lennox verwys. Is dit dan die uiteindelike konklusie waartoe ons moet kom, dat hierdie wêreld en my lewe in hierdie wêreld beteken regtig niks? Dis maar net 'n vlietende oomblik en daar is geen waarde in nie. Dis hoe 'n dwaas lewe. Want hy wil waarde kry waar daar nie waarde is nie. Hy strewe na die dinge van die dood. Hy strewe na die dinge wat geen werklike krag en geen moontlikheid het van 'n toekoms nie. Want 'n dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Daar is geen God nie. En as daar geen God is nie, dan leef ons in die groot niks van ons eie ou klein wêreldjie, wat net uitloop op die dood. En dan leef ons werklik 'n leë lewe. Want ons hele lewe is dan, soos die ou doopformulier sê, niks anders nie as 'n stadige manier van doodgaan. En dit sê Lukas, die Here in die gelykenis wat ons gelees het uit Lukas, vir hierdie ryk dwaas. 'n Mens se lewe bestaan nie uit die hoeveelheid van sy besittings nie. 'n Mens se lewe bestaan nie in die goed wat hy kon presteer en vermag en bymekaar maak nie. Die ryk dwaas is dwaas omdat hy vir homself rykdom probeer bymekaar maak het. Hy is dwaas omdat hy sy eie lewe probeer volmaak het.
maar sonder God. Hy is dwaas omdat hy alles probeer bymekaar kry het in sy skure, maar nie ryk was in God nie. En dit, broers en susters, is die ware rykdom. As 'n mens nou Psalm 14 lees, dan kom jy agter, die Psalm sê, die Here kyk na die mensekinders. En die Here kyk na die mensekinders, Psalm 14 echo, die woorde wat ons lees in Genesis 6. En toe die mense die woes en boos geleef het op die aarde, toe het die Here gekyk om te sien of daar iemand is wat goed doen. En in Genesis lees ons en die Here het gesien dat al die gedagtes wat 'n mens in sy hart het, altyd deur net sleg is. Net sleg is, omdat dit gedagtes is wat spreek van die armoede van 'n dwaase lewe. Dis sleg omdat dit praat van mense wat nie na God soek nie, wat nie na die Here vra nie, wat lewe asof hy nie daar is nie. En sulke mense, broers en susters, staan voor hierdie groot vraag, wat gebeur nou? Is dit nou die laaste antwoord? Is dit al wat daar in hierdie wêreld is? Hulle lewe hierdie lewe van stille wanhoop, want al het ek die hele wêreld gewin, as ek aan my siel skade ly, wat het ek gehaat? En nou sê John Lennox, die evangelie van Jesus Christus, die laat vir ons soos deur 'n venster kyk na God se antwoord daarop. En God se antwoord op hierdie leë wêreld is dat hy in hierdie leegheid, hier waar ons sonder God wil lewe, waar ons in dwaasheid bestaan, sy eie seun stuur. Jesus Christus kom in hierdie leë wêreld in, om dit vol te maak met die skatte en die rykdomme van God. En daarom, waar Jesus Christus in die wêreld inkom, verander alles. Nou weet ons, dis nie te vergeefs nie. Want God het ons leegheid kom volmaak. Kom volmaak met lewe. Want in hierdie wêreld is Jesus Christus die een wat die lewe bring. Hy maak nie skatte bymekaar nie. Hy maak nie roem bymekaar nie. Hy maak nie mag bymekaar nie. Al wat hy doen is om te wys hoe lewe 'n mens wat vol is met God se rykdom, in gehoorsaamheid, in vertroue, in vrede met God. En wanneer hy deur die leegheid van ons bestaan aan 'n kruis gespijker word, wanneer die wêreld, die Jode, die Romeine, selfs die disippels, vir God aan 'n kruis gaan spyker, omdat hulle leeg is, omdat hulle dink daar is nie 'n God nie, dan gryp God deur die dood van sy seun in, en hy gee aan hierdie wêreld lewe. Hy maak die venster oop en sê, kyk,
as jy by die leë graf in Getsemane kom, dan sien jy dat Jesus Christus die koning is van die lewe. En dat hy die een is wat aan God se reg voldoen het. Ons kan dit anders ook sê, broers en susters. Heel aan die begin het God ons gemaak na sy beeld en sy gelykenis. En die sonde het daardie beeld en gelykenis in ons vernietig. Sonder God kan ons nooit die beeld van die lewe, van die ware rykdom, van die ewige toekoms weerspieël nie. Sonder God dra ons net die beeld van die dood in hierdie wêreld. Daarom sonder God is ons dade sleg, afskuwelik, want dis dade wat die gesig van die dood dra. Maar Jesus Christus kom en hy herstel God se beeld in ons. Hy maak ons lewe vol met die Heilige Gees. Hy kom woon by ons. En elkeen wat nou verstandig is, wat na God soek, wat sy lewe laat vul met Jesus Christus, is iemand wat in die geloof opnuut die beeld van God vertoon. Ten spyte van al die swaar kry en al die moeite en al die ellendes van die wêreld, vertoon die gelowige die wonder daarvan dat God lewe gee. Dat hy 'n lewe volmaak. En waar hy die lewe volmaak, daar is geen wanhoop meer nie. Daar is uitsig, daar is verwagting, daar is lewe. Wat Psalm 14 in versigtiging sê, dat die Here sy volk sal verlos. Die doen die Here Jesus in werklikheid. En hy maak ons lewe vol met die verlossende liefde van God. En dan leef ons. Dan vertoon ons die beeld van God in hierdie wêreld. As ons swaar kry, as dit moeilik gaan, as ons die dood in die gesig staar, dan lewe die wyse mens nog steeds 'n vol en ryk lewe. Hy vra nie, beteken my lewe iets nie. Hy weet sy lewe beteken iets. Want God het sy lewe volgemaak met sin, volgemaak met betekenis, want as gelowige kind van God spreek hy in hierdie wêreld onder alle omstandighede uit die rykdom waarmee God sy lewe gevul het. Die rykdom van ware lewe, van egte hoop, van die sekerheid dat God sy hand om my gevou het, en van hierdie klein mensie 'n ewige, hemelse kind van God gemaak het. En dis wysheid, broers en susters. Gaan kyk maar rondom ons. Gaan kyk hoe lyk 'n dwaase wêreld. Dis nie moeilik om dit raak te sien nie. Gaan kyk hoe leeg is 'n wêreld, waarna net gejaag word na die dinge van die wêreld. Hoe dood is dit?
en gaan kyk dan op na Jesus Christus. Gaan soek hom op. En as hy jou hart vul met sy Heilige Gees, dan deel jy met eens in al die skatte en gawes wat God gee. En al is jy in die oë van die wêreld brandarm, elendig, gering, sonder betekenis, dan weet jy, my lewe is 'n lewe ryk in God, en daarom 'n lewe wat die moeite werd is. As ons na hierdie wêreld kyk, broers en susters, dan kyk ons deur die venster van God se liefde. As jy deur daardie venster kyk na Jesus se opstanding uit die dood, dan weet jy, elkeen wat saam met hom uit die dood opgestaan het, se lewe is deur God volgemaak. Mag God ons lewe so vol maak, dat ons daarvan oorloop. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, dat U in 'n wêreld van groot armoede, doodsarmoede, betekenisloosheid, sinloosheid, waardeloosheid, ingekom het om hierdie wêreld vol te maak met die skatte en gawes van Jesus Christus. Vol te maak met die rykdom van lewe en sin en betekenis. Vol te maak met hoop en uitsig en verwagting. Vol te maak met die hemelse werklikheid. Ons bid, Here, dat U ook deur U Heilige Gees ons lewe so sal volmaak en ons oë sal laat sien deur die venster van U liefde, dat ons ryk sal wees in God. Ons dank U dat U ons lewe in U hande hou, dat U vir ons sorg, en dat U al die dinge vir ons byvoeg wat ons nodig het elke dag om van te lewe. En dat U in U genade ons tevrede maak en vergenoegd met dit wat U ons gee. En ons bid, Here, dat U deur U Heilige Gees hierdie rykdom in ons harte sal gee van vertroue en dankbaarheid en liefde, dat ons U sal gehoorsaam en U sal volg, en dat U elke dag vir ons sal sorg met alles wat ons nodig het om van te lewe, en alles wat ons nodig het om U te ken en U te dien. Ons bid vir hulle wat ons besondere voorbidding nodig het, hooggeplaastes. Ons bid, Here, dat U ook vir hooggeplaastes in ons land die wysheid sal gee om raak te sien, nie dit wat die aardse dinge vermag nie, maar die wonder van U liefde, en gehoorsaamheid aan U, en getrouheid in U diens. Dit sal ook vir ons 'n nuwe dag laat aanbreek. Wil U ook wees met U kerk, kerk oor die hele wêreld, kerk wat dikwels verward en verwilderd is, 'n kerk wat dikwels afvallig is, sy eie koers verloop. Ons bid, Here, dat U kerk aan U gehoorsaam sal maak, ook die kerkverband waarin ons behoort en die gemeente waarin ons deel, dat ons U sal volg en ons lewe ryk sal maak met U skatte en gawes. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat in benoudheid verkeer, hulle wat gebrek ly, hulle wat koud kry. U ken elke hart, U ken elke nood. Maar U ken ook vir ons, Here. En ons bid dat U ons sal gebruik as U hande en voete
om nood te lenig waar ons dit sien, en om so ook u liefde te betuig en die warmte daarvan. Laat ons daarmee saam u woord bring, om harte te vul met die rykdom van God. Ons erken voor u ons skuld en ons sondes. Ons staan klein voor u, Here, skaam omdat ons so dikwels struikel en val. Maar ons staan ook met sekerheid dat Jesus Christus ons in die bloed, sy bloed was en reinig, dat ons konings en priesters kan wees vir God ons Vader. En kom, o Heilige Gees, laat ons dan ook lewe oorwinnend oor die sonde en oor ons eie swakhede en struikelinge, om ons lewe te gee as lewende en heilige offers, as priesters en konings, wat die Here dien met oorgawe en toewyding. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, Gesang 252. Ons sing die eerste en derde vers van Gesang 252. O Heer my God, by U is wysheid, wat by die mense dwaasheid eet, die mense wat in eie wysheid steeds dink dat hulle alles weet, volmaak is alles uit U hande, U kennis het geen perke nie, die mens gebind deur sondebande, verbly om in U werke nie. My hart hier kan ek nie vertrou nie, dit is te vol bedrieglikheid. Sal U my hart nie steeds verlig nie, in sy verbloemde sondigheid, vind U my op die weg van dwaling, wys U my dan die regte baan, en lei my uit die bose maling, dat ek die weg van Gods vrug gaan. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen. Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam, laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood, en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons
nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die ryk en die sterkte en die